Dis woensdagoggend, 26 November. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Kom ons drink nog 'n bietjie koffie en kyk wie kom op volgend. Lekker man. Party mense drink al koffie vroeg. Ek doen eers die nuus goed en dan drink ek 'n bietjie koffie. Dis maar hoe ek dit doen. Behalwe as ek nou nie koffie met brood doen nie, dan sal ek so om by 7 uur se kant, sal ek 'n koffietjie drink. Goeiemôre Jenny. Kom ons drink koffie. Was weer baie goed in die nuus vandag. Soos altyd. En ek wil regtig waar in die nuwe jaar wil ek probeer om 'n ander formaat te kies van nuus doen. Pero, hoe gaan dit met jou? Jy nie, goeiemôre. Pero, ek het jou al lanklaas opgesien jou. Was jy in die buiteland gewees? Of iewers besig om te vlieg? Of waarmee was jy besig? Want jy het heel verdwyn van die map af vir 'n tyd. Wat sê jy? Jenny, wat sê jy? Goeiemôre Mariaan. Daar is maar 'n klompie mense wat nou al opgekom het so vinnig, dis goed. Ek wil kyk in die nuwe jaar na my nuusformaat, want daar is regtig baie nuus en ek dink is tyd dat ons bietjie meer fokus op net sekere aspekte in die wêreld, jy weet. Ja, daar's baie dinge soos vulkaniese uitbarstings en vloede, soos byvoorbeeld in Thailand waar daar weer massiewe vloede is. En die mense skarrel, hulle loop op elektriese drade om van een plek na 'n ander plek toe te gaan. Ons sien in Ethiopië 'n vulkaan wat vir duisende jare stil was. Die Gobi vulkaan wat uitgebars het vir die eerste keer. Peru sê hy is net erg besig met windplase. Het jy al agtergekom, Peru, dit kos meer om my goed op te sit en te onderhou as die krag wat hulle opwek. In elk geval. Ten minste het jy werk, né? Goeiemôre Daniela Bekes Leroux. Eerste keer wat ek jou sien hier opkom jy by ons, goeiemôre. Ja, ons sien al hierdie goed in die wêreld plaasvind. Aardbewings, vulkaniese uitbarstings, vloede. Iran wat nou sê, hulle het vir 28 miljoen mense het hulle nie water nie. Nou kan hulle nie, jy wil vir my vertel, in daardie groot land is daar nie watertafels onder die land nie. Wil jy dit vir my vertel, dat daar nie 'n druppel water is nie? Ek glo dit nie. Dus ek glo net hulle is die hele tyd gefokus om hulle militêr te bou, verskoon tog, en nie omgegee oor hulle mense nie. Hoekom het ek nou so baie so verskriklike groot storms gehad hier so oor Pretoria gisterand. Mense, op 'n stadium het ek gedink hierdie huis se dak gaan afwaai. Maar dit is wat ek probeer nou vir julle sê, is dat ons het so baie, goeiemôre Corneille, ons het so baie nuus wat eintlik nie so belangrik vir ons meer is nie. Ons weet hierdie goed gebeur in die wêreld. Ons weet nou al van COVID en die gemors wat daaruit gekom het, die leen. Jy weet van dit. Peru sê die een sonder 'n radkas met 'n magnetiese generator het baie min onderhoudkoste. Dis baie interessant. Goeiemôre Andrew. En ons weet nou al dat hierdie 5G torings en hierdie goed is ongesond. En hulle steek dit weg met 'n doel. Kyk, 5G is nou al op jou foon en deel van jou internet en so aan, maar jy kan hom nog nie aktiveer nie. Jy sien hulle wag, daar is planne in planne waarvan ons nie weet nie. Pieter, goeiemôre. Jy weet. En al hierdie goed is stadig maar seker besig om uit te kom, maar teen die tyd wat ons daaromtrent iets kan doen, is dit te laat. En dit sal lei na 'n interne burgeroorlog. En dit is wat ons in die gesig staar, lof die goeiemôre. Dit is letterlik wat ons in die gesig staar. As jy kyk
na dokumente wat uitgekom het oor iets wat ons nou al oor 'n geruime tyd praat, is die agenda om Suid-Afrika in 'n islamitiese staat of land te ontwikkel. Die goeders is op die tafel. Jy weet? Dan het ons vir Christo Wiese wat sê dat hy glo in die land en dat dinge kan verander. Al hierdie goed is alles mooi en pragtig en goed, maar hy gee nie om sy kos te verkoop aan 'n Christen of aan 'n islamitiese persoon nie. Dit maak nie aan hom saak nie. Hy sal nog steeds sy geld maak deur Pep Stores. Maak nie saak om watter godsdienst hulle behoort nie. Jy sien, een van ons ouens wat ook opkom op koffie met brood, het vir my gevra, maar hoekom nader ek nie vir Christo Wiese vir die fondse wat ons nodig het nie? Hoekom moet hy van ons enige geld gee? Hy is heel happy. Hy verkoop nog steeds sy goed aan Afrika. Dit pla nie vir hom regtig nie. En wat ook al gebeur in die land, hy is veilig met al sy biljoene. Dit maak nie saak nie. Jy sien, ek beny hom nie sy geld nie. Moenie 'n fout maak nie. Maar daar is soveel mense wat absoluut ondergaan as gevolg van rykstes. Dit is net so. Dit is net so. Ek het al vir julle gesê, 'n ryk man wil net meer hê. Hy wil net meer rykdomme hê. Jy weet? En so is dit politieke ry wat 100% afspeel, nie net in ons land nie, maar ook in die buiteland. Ursula von der Leyen wat nou sê, daar moet nou nuwe, hoe sê dit gesit, 1/3 van Afrika dryf handel met Europa, en hulle moet daardie lane of bane moet hulle versterk en verbeter, en vir Afrika meer opleiding gee. En die Angolese president, wat is hy, Lourenco, wat gesê het by die African Union vergadering, dat hulle moet 'n beter manier uitvind hoe om skuld te betaal in Afrika en hoe om beter lenings te kry. Hierdie politieke rye gaan aanhoudend aan mekaar. Die Nigeriese militêre leier wat by Hexeth was in Amerika om vir hom te vertel van hulle pogings om Islam te stop. Nee man, hulle doen nie dit nie. Jy sien, hulle het nou die Christene teruggekry wat ontvoer is, omdat Donald Trump so gesê het, maar die kinders en die onderwysers het hulle nog nie in die hande gekry nie. Dis 'n klug, dis een klug op 'n ander, dis al wat dit is. Dis games. Dis speletjies wat gespeel word. En op hierdie dag, dit is die 26ste, is danksegingsdag in Amerika. Nou, wanneer ons aan bewind gaan kom en ons gaan, Jan, goeiemôre. Maak nie saak hoe lank dit vat nie, ons gaan. Wanneer ons aan bewind gaan kom, gaan ons ook 'n voorstel maak in Suid-Afrika vir 'n danksegingsdag, wat soos 'n Sabbat gehou sal word. Waar ons ook as families om tafels kom en kan dankbaar wees van dit wat God in ons land doen en gaan doen. Ons moet dit doen. Dis 'n fantastiese dag om te hê, 'n dag van danksegging. En die dag van danksegging speel 'n baie belangrike rol in my lewe. My seun is vandag 30 jaar oud. Al my kinders is profetiese kinders. Diegene wat my al volg vir 'n tyd sal weet hoekom ek so sê, maar ek gaan nie nou daarop uitbrei nie. Maar ons moet kan danksegging hê in ons eie land, wanneer die tyd kom, wanneer die tyd kom. En ons is dankbaar vir alles wat Vader vir ons gee en doen. Daar's nie eens 2 stories nie, man. Weet jy, wanneer jy Vader vra vir wysheid en kennis, dan gee hy dit vir jou. Hy gee dit vir jou. Ek is amper klaar met 'n hele front-end van 'n app, 'n toep, sonder enige kennis. Ek leer myself hoe om te doen, wat te vra om te vra. Ek is amper klaar. Ek sal seker aan die einde van vandag klaar wees. In elk geval, dan wil ek die metatoets doen op daai nou. Dan gaan ons oor na die volgende stappe toe. Kom ons kyk na wêreldnuus. In Amerika het Melania die Kersfeesboom ontvang vir die Withuis, baie mooi groot hoë boom wat hulle afgekap het, wat nou sal versier word daar by die Withuis,
En nou Donald Trump het die wat is dit, turkey nou weer in Afrikaans? Kalkoen. Hy het die kalkoen gobbel, het hy vrygestel van die doodstraf, sodat hierdie kalkoen nie op die Amerikaanse tafel beëindig nie. Dis 'n snaakse tradisie wat hulle het, maar dit is goed om 'n tradisie te hê. Dit is goed om tradisie en kultuur te hê, né? Dankie jou Lofty. En so tussendeur die gobble storie, het ou Trump nou uiteindelik die kartel de Los Soles van Venezuela as 'n terroristeorganisasie verklaar. Hierdie kartel het hoë politici, leiers, militêre leiers is deel van hierdie kartel. Venezuela word bestuur deur 'n dwelmkartel, né? Dankie Andrew. Het word bestuur deur 'n dwelmkartel. Dit is net wat dit is. En nou het die een senator, waar het ek sy naam neergeskryf? Jong, ek skryf so baie goed en dan moet ek lyntjies trek en streepies trek. Ja, hierso. Die verteenwoordiger, hy's hulle noem hulle mos verteenwoordigers. Salazar, julle het al van hom gehoor al. Ou Salazar het nou probeer verduidelik hoekom Amerikaners moet sterf in 'n oorlog teen Venezuela. Hy het baie duidelik gesê waaroor dit gaan. Hy het gesê ons wil hulle olie hê. Ons kan triljoene maak. Maar vir dit om te gebeur moet die seun sterf. Weet julle dat daar al vir baie jare, duisende jare, van die tyd van die toring van Babel, van daai tydperk af, is daar aanbidders van die duiwel, wat die wêreld regeer. En ons sien dit duidelik. Ek het nie eens deur al die nuus gekom nie, maar hier is 'n nuusberig hierso, wat ek gesien het, van hierdie Joodse vrou. Sy is 24 jaar oud, sy is 'n Joodse Britse politiese kommentator, Melanie Phillips. En sy spot met die Christendom, en sy noem die Christendom 'n Joodse sekte, wat bietjie hand uitgeruk het. Christendom is 'n Joodse sekte, wat hand uitgeruk het. Wie beheer hierdie wêreld? Onder Satan. Die Kesaar Jode. Dit is net so, mense. Dis die volle waarheid. Mens sien die embleem van hulle afgod op die Israelitiese vlag. Daar is nie die ster van Dawid nie. Dis die ster van Baphomet. Mens sien dit op hulle vlag. Johan, goeiemôre. Dankie Jan. Mens sien dit op hulle vlag. En dis hoekom ek vir julle maandag kon gesê het van daardie kongresvrou Green, wat bedank as gevolg van die goed. Want Israel is eerste, en nie Amerika nie. Ek sê die mensdom is eerste, en nie Israel nie. En ek sal dit weer sê, die Bybel sê nêrens ons moet vir Israel bid nie, nêrens nie. Die Bybel sê bid vir Jerusalem, vir die vrede van Jerusalem. En die stad van geregtigheid is hy veronderstel om te wees. Hoekom dink julle gaan hy stad in twee skeer wanneer Jesus terugkom? Want daar is nie geregtigheid nie. Net soos die gordyn in die Joodse sinagoge in Jesus se tyd by die Sanhedrin in twee geskeur het toe hy gekruisig is, net so gaan die stad Jerusalem in twee skeer. In elk geval, die Duitse staat, die arme Duitsers, ons sal hard moet sukkel om vir hulle by te kry, het die groep Palantir, jy het al van Palantir gehoor, se kontroversiële sagte ware goedgekeur, wat Kampsdag data-analise doen en kriminele oortredinge uitwys. Dis net nog 'n manier om op jou te spioneer. Die VN
het hulle spionasie chat control ook geloods, sonder enige konsultasie van die mense van Europa. Chat control. So hulle hou jou dop. Hulle hou jou WhatsApp praatjies dop, hulle hou jou gewone selfoon praatjies dop, hulle hou elke liewe video van jou dop. En daar is niks omtrent dit wat jy kan doen nie. As jy iets verkeerd sê wat hulle dink is verkeerd, dan is jy, kom haal hulle jou. Daar is nou 'n dokument gelek waar Macron probeer het om 'n sluipmoord aanval op Candace Owens te reël. En daardie dokument het gekom uit die Withuis uit en ander veiligheidsorganisasies. Het hierdie dokument gelek. Dat Emmanuel Macron probeer om vir Candace Owens te vermoor. Omdat sy reguit gesê het, sy vrou is 'n man. Net soos Obama se vrou 'n man is. Die pedofiele, transgeslag, homoseksuele mense wat deel is van die elite, beheer die wêreld. Ek hoop julle kan dit raak sien. In Brittanje het hulle uiteindelik die oefening Pegasus beëindig. Hierdie oefening was geloods om te kyk hoe dit sou lyk as daar 'n pandemie onder die Britse kinders sou wees. Hoekom sal jy so iets doen? Wat net Britse kinders teiken. Jy sal dit doen wanneer jy weet dat die FSA se kamstige beskermings van kindersorganisasie, wat is die woorde wat ek soek? Die grootste ene, die kinderbeskermingsdiens van die FSA, is eintlik die grootste kindersmokkelnetwerk in die wêreld. Hierdie elite satanistiese groepe kan nie operate sonder kinderslagoffers, kindermoord, kindertjies. En as ek kyk na die goed wat in die wêreld gebeur, dan kom daai skrif by my van waar Jesus gesê het, suffer not the little children. Die Engels is mooi, die ou Engels. In die Afrikaans sê ons moenie die kindertjies keer om na my toe te kom nie. Maar die eerste oorspronklike Engels het gesê, suffer not the little children. Daar's twee kante van God. Die een is, hy is diep lief vir sy kreature. Vir ons. Hy is diep lief. Die ander kant van God is, hy is regverdig. En hierdie mense, goeiemôre Rudy, hierdie mense, wat hierdie goeders doen, hierdie elites, wat dink hulle gaan vir ewig lewe en wat hel toe gaan, sal skreeu vir 'n ewigheid. Hulle sal skreeu vir 'n ewigheid. Hulle dink hulle gaan wegkom daarmee. Hulle gaan nie. Almal sterf. Maar jy kan kies om te lewe. Prys die naam van die Here. In Barnet, Engeland, het een van die mense daarso wat 'n saak gemaak het teen die munisipaliteit daar, die saak gewen teen LED straatligte, daai blou ligte. Daai goed is toksies. Dit maak insekte en voëls dood. Dit gee vir die mense verskriklike kopsere en maak katarakke in hulle oë. En die persoon het die saak gewen. LED straatligte is 'n no-go. Maar hier sal ons houtkoppe doen wat hulle wil en die goed opsit soos hulle lus kry. Daar is 'n agenda, mense, reg oor die wêreld. Daar is 'n agenda reg oor die wêreld om die mense in slawerny in te bring. Om die mensdom te beheer. In elk geval. Ou Trumpie is hard besig met Zelensky. Zelensky het alweer die vredesplan verwerp. Die 28-punt plan wat verfyn word. Trump het 2 verteenwoordigers uitgestuur. Hy het wie het gestuur, waar het ek het nou gestuur? Ek wil die ouens se name vir gee. Hy het vir Steve Witkoff na Putin toe gestuur en hy het vir Driscoll na Zelensky toe gestuur om vir hulle te sê, luister die mense, hierdie oorlog moet nou tot 'n einde kom. Maar Zelensky sê, voetse,
Ek het dit nou al gesê op koffie met brood al en ek gaan dit weer sê. Dit gaan nie lank wees nie, dan gaan hulle vir Zelensky uithaal. Hulle gaan 'n ander roete soek, hulle gaan 'n ander manier vind. Hulle gaan hom en sy generaals uithaal. Hoor wat ek vir julle sê hier op koffie met brood. Trump het iets goedgekeur, die Genesis Mission. Hy noem dit die Genesis Mission. Dis amper soos die Manhattan Project. Ou moet altyd kyk na die nuus binne in die nuus. Die Manhattan Project was geloods, waar hulle al hierdie fantastiese wetenskaplikes bymekaar gekry het om kernkragwapens te bou. En as gevolg van die Manhattan Project kon hulle Japan bom met atomiese bomme. Nou het hy die Genesis, interessant die woord gebruik, die begin, die Genesis Mission geloods, waar hulle alle wetenskaplikes deur kunsmatige intelligensie bymekaar bring om die wetenskap te bevorder. Dis wat hulle sê. Dis wat hulle sê. Maar ons sal weet in 5 jaar van nou, dit is wat hulle doen. Afrika word al hoe meer vasgevang in die digitale voetafdruk. Afrika skakel al hoe meer by die digitale voetafdruk in, footprint, plan. En voor jou oë uitvee, het die banke in Suid-Afrika nie meer tyd vir kontant nie. En sit jy nou net jou voet skeef. Sit jy nou net jou voet skeef. Dan kyk jy wat gebeur met jou fondse. Maar ons dink nie aan die goed nie. Dit is vir ons onwerklik. Of nee, dit sal nie met ons gebeur nie. Maar dit gaan met jou gebeur. Coming to a city near you. Coming to a city near you, mense. Die Genesis Mission. Oefening Pegasus. Al hierdie goed wat hierdie mense doen. Hewlett Packard gaan tot en met 2028 gaan hulle 2000 tot 6000 mense afdank as gevolg van die gebruik van kunsmatige intelligensie. Kom ek sê nou vir julle, as gevolg van kunsmatige intelligensie sal 50% van die wêreld se inwoners nie meer werk hê nie. Hoor wat ek vir julle sê. En hulle sal moet teruggaan na die land toe. Wat beteken dit? Jy sal boer. Indien jy mag boer, tensy jou vleis nie vir jou in 'n laboratorium gemaak word nie. Ons sien nou al in hoeveel sogenaamde eerste wêreldse lande, hierdie ouens wat sit agter die internet en met hulle games, hulle sit in hulle ma se basement en hulle raak dik aan gemors kos en al wat hulle doen is internet. Hulle word beheer met hierdie goggles en hierdie goed, dis al waarvoor hy lewe. Hy kan nie eens meer behoorlik Engels praat nie. Die drek van die gemeenskap. Hulle is absoluut die drek van die gemeenskap. En die jong, sterk, fris ouens moet oorlog toe gaan. Goed. Dit het my nie verbaas nie, die voormalige CIA hoof het bevestig dat Al-Qaeda en die CIA saamgewerk het om vir Assad te laat val. Kom ek sê nou vir jou, as Amerika nie gelukkig is met hoe 'n land bestuur word nie, dan gebruik hulle die CIA om terreurgroepe te stig, om daardie land se regering te laat val. Ons sal absoluut checks and balances in plek moet sit om te verhoed dat so iets gebeur in Suid-Afrika, ooit weer gebeur. Onthou op hierdie stadium is ons uitverkoop. Daar is traktate wat geteken is soos byvoorbeeld die Anglo-Dutch Treaty van 1814, waar die uitverkope van hierdie land alreeds begin plaasvind het. Suid-Afrika is nie meer 'n soewereine land nie. Maak nie saak wat jy daarvan dink nie. Dit is nie meer 'n soewereine land nie. Ons is uitverkoop. En ons moet dit terugvat. Ons moet dit terugvat. Daar's gerugte dat Epstein nog lewe in Israel en dat Charlie Kirk
sou die fluitjieblaser gewees het wat hom so uitgelig het dat hy nog lewe. En nou Charlie is vermoor. Maar Jeff Caviezel sê, hulle moenie dink dat die Epstein-eiland was die enigste eiland waar hierdie goed plaasgevind het nie. Hy vra die vraag, wat het van die 110.000 Meksikaanse kinders geword, wat oor Amerikaanse grense gekom het? Waar is daai kinders? Waar is daai kinders? Amerika is 'n siek plek. Julian Assange wil nou gaan praat met Donald Trump, want hy wil nog goed onthul oor die demokratiese elite. Hulle is besig om te paniek, maar ek weet nie of hierdie ou orde deur Donald Trump kan afgebring word nie, kan uitgeroei word nie, ek weet nie. En ek weet nie of Donald Trump dalk deel is van 'n nuwe orde nie. Jy weet, out of chaos, dan bou hulle 'n nuwe ene. En hierdie ding gaan maar net aan, eeu na eeu, tot die Christus kom. Hulle bly vergeet dat die Christus kom, maar ons vergeet dit nie. Ons vergeet dit nie. Ek het klaar hierdie vele gesê, ek het daai ook vele gesê, daai het ek vele gesê. Hier in Suid-Afrika het ons een polisieman vir 400 mense. Nou as jy kyk na die nuwe polisiekonstabels wat hulle nou aangestel het, dis eintlik net 'n foefie mense. As jy kyk na hierdie dik vet Afrika vrouens wat polisie manne, vroue is, wil jy vir my sê, daai dik vet vrou kan 400 mense verteenwoordig. Daar's nie 'n flippin manier nie, man. Dan gaan kyk jy na oorseese polisie en jy sien hoe fiks mans en vrouens is. En hoe op watter gereedheidsgrondslag hulle is. Maar hier in Suid-Afrika is dit van hierdie aard, jy weet. Some op KFC. Ja, en daar's 'n burgemeesterhuis in die Noordweste, wat baie mooi geonderhou word. Ek weet nie wie onderhou hom nie, maar die munisipaliteit is bankrot. Maar hulle onderhou hierdie huis, die krag is aan, alles lyk mooi. Maar niemand bly in die huis nie. Korrupsie. Iemand hou daai huis oop vir homself wanneer die tyd kom. Die BEE-beleid kos Suid-Afrika 226 biljoen per jaar en daar's nie eintlik werklike voordele uit dit nie. Maar dit kos ons 226 biljoen. Kan julle dink wat ons met daai geld kan maak? Nee? Dit is so, ou Rudy, jy is heeltemal reg. Dis hoekom hulle so lyk, man. Dis hoekom hulle so lyk. Maar ons beurt kom, ons weet dit, ons wag net. Hier is nog politiekery in Suid-Afrika aan die gang. Die DA-party is besig nou om vir Steenhuisen te ondersoek vir die sogenaamde breek van hulle konstitusie. Net om jou besig te hou. Net meer politiekery, dis al. Ons sien nou dat hulle besig is om aan 'n wet te werk waar jou besigheid, Rudy, moet geregistreer word by die munisipaliteit elke 5 jaar en jy moet betaal om 'n lisensie te kry om jou eie besigheid te ran. Nou as hulle nie van jou hou nie en jy is te wit, dan kry jy nie 'n besigheidslisensie nie. Net nog 'n manier om geld van jou te steel. So 'n bietjie koffie. Net nog 'n manier om geld van jou te steel. Ons het keuses om te maak. Ons het werklik waar keuses om te maak. Jy weet, kan 'n ou met 'n ou soos ou Christo Wiese gaan praat en sê, luister hierso. Geef vir ons 5 miljoen, ons maak dit 10 miljoen. Dat ons net die job kan doen wat gedoen moet word. En jou besighede sal net floreer. Kan 'n ou dit doen? Dink julle hierdie ou wat deel is van die Stellenbosch mafia gaan vir ons help? Of is hy nie deel van die Stellenbosch mafia nie? Ek weet van een ou wat daai vraag kan antwoord hier in Suid-Afrika. En ek dink hy het al reeds vir my daai antwoord gegee. Dis hoekom ek hierdie gedagte het van wat in Suid-Afrika aangaan.
Ons weet wat in Suid-Afrika aangaan. Ek vat die padongeluksfonds byvoorbeeld. Het julle geweet dat die padongeluksfonds het nou 6,74 miljoen uitbetaal aan bonusse vir sy eie werknemers, vir die base. 6,7 miljoen uitbetaal. 40,4 biljoen sake is onbetaald. Hulle het 23 miljoen gespandeer op sekuriteitswagte en hotelle. Nee. Hulle is tegnies bankrot. Maar hulle kan 6,7 miljoen uitbetaal aan bonusse vir hulle mense. Maar hulle is tegnies bankrot. In elk geval, dis Woensdag. Suid-Afrika doen baie goed met die cricket, sien ek. Dis Woensdag, mense, ons kom aan die einde van hierdie jaar. Ek hoop dat ons nog goed kan vermag in hierdie jaar, voordat hierdie jaar uitloop. Maar ek dink die mense begin nou al 'n holiday feeling kry. Dis jammer, ons kry nie die feeling van ons is eintlik in 'n hok, soos rotte vasgevang, en ons kan nie uitkom nie, en ons moet 'n plan maak. Maar ons sal 'n holiday feeling kry. En ons almal kry 'n holiday feeling. Ek sal ook graag op vakansie wil kan gaan. Ek sal graag wil. Maar ek sien nou in daai posisie nie. Maar moet ons nie liewer net 'n feeling kry van mense? Is daar nie maniere hoe ons kan planne maak om te doen wat ons moet doen nie? Daar's party ouens wat 3 of 4 voertuie besit. Nee, as 4 of 5 van hulle daai voertuie verkoop, maar het ons die fondse. Daar's mense wat eiendom besit wat hulle nie gebruik nie. As jy dit verkoop en belê by die Federale Alliansie, en ons kan die job doen, dan sal jy gesort wees. Jy sal uitgesorteer word. Jy sal dubbel terugkry wat jy ingesit het. En moenie dink die gelde word nie genotuleer wat aan ons geskenk word nie. Vir elke liewe 5 sent wat ons ontvang, sal jy dubbel terug ontvang. Nie net in kontant nie, maar ook op die waardeplatform, wanneer die tyd kom. En ek het met meneer Diel gepraat, daai waardeplatform is besig om baie mooi uitgesorteer te word. Rudy sê hy 12 werksdae oor aan sy permanent op verlof. Rudy, well done. Maar jy weet, ek het al vir jou gesê al, jy kan nou permanent op verlof gaan, nee. Maar jy weet, dat die dag wat ons die Federale Alliansie loods, dan trek ek vir jou en 'n klompie van die manne nader, wat nader getrek moet word. Want ons het ander werk om te doen. Ons het groter werk om te doen. Het is net wat het is. Ons doen dit nie vir onsself nie. Ons doen dit vir ons kinders en ons kleinkinders. Ons doen dit vir ons kinders en ons kleinkinders. Daar moet legacy wees. Daar moet nalatenskap wees. Ordentlike nalatenskap. Nie 'n islamitiese staat nie, mense. Asseblief tog. My pa draai om in sy graf as hy hierdie goed hoor. In elk geval. Ons is vryburgers, man. Ons is boere Afrikaners, Engelsmanne. Ons weet wie ons is. Ons is Skotte, ons is Ire. Ja, hy selfs Portugese ook tussen ons, wat gehelp het om hierdie land te bou. En ons gaan nie opgee nie. Ons gaan nie opgee nie. Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier. Daar is nie 'n ander manier nie. Moenie die ooreenkomste, die byeenkomste van die gemeente minag nie. Moenie die byeenkomste van die gemeente minag nie. Gaan kerk toe. Kry 'n kerk waar daar lewe is, maar gaan. Vergeet van hierdie Israel-visie gemors. Nee? Ek het lanklaas daaroor gepraat. Vergeet van daai gemors. Kom uit hulle uit. Hulle lieg. Hulle het nie 'n cooking clue nie. Hulle verdraai die skrif vir hulle eie doeleindes. In elk geval, alles wat mooi is vir julle, nee.